is Thys Smit. Ek kom van Wellington, vanoggend in die reën daar weggery, maar het is 'n pragtige oggend hier. Het is 'n voorreg vir my om die diens vanoggend waar te neem. Ek is gevra om die volgende afkondigings te doen. Dinsdag, bid hier by is Modi Kriel, 1530, dat is het al 4. Bestuurskomitee, dinsdag om 1800 uur. En dan woensdag die 26ste, die laaste tafelgesprek om 1800 uur in die kerksaal. En vrydag die 28ste Maart, mans Bybelstudie, vroegoggend 5:30. Dan is daar 'n hele klompie verjaarsdae wat ek graag doen. Die 24ste Maart, Ankia Slabbert, ek weet nie wat julle gebruik is om nou te vra wie is in die kerk nie, ek sal dit nou nie doen nie, maar geluk aan Ankia Slabbert. 25ste Maart, Niels Miller, Jana Fremantle, Maria Truiter. Die 26ste Maart, Stefan Alberts, Arenay Dippenaar. 27 Maart, Peer Jacobs, Zanay Kritzinger en Wessel Smith. 28 Maart, Johan Prins. 29 Maart, Bertus van Dijk. Nou ja, hulle sê dis goeie mense wat in Maart verjaar. Ek moet juis een naam byvoeg by die 27ste Maart, dis my eie naam. Maar ons sê geluk aan almal wat die week verjaar. En dan ook wil ek net sê, die inwoners van Modi Kriel, wat huis Modi Kriel, ons is bly dat hulle ingeskakel is. Ons hoop dit gaan baie goed ook daar by julle. Vriende, dit gebeur soms dat 'n onderwyser vir die leerders in die klas sê, hierdie vraag is so belangrik, al maak hulle jou in die middel van die nag wakker, moet jy die antwoord ken. Nou in die belydenisskrifte van die Christendom is daar ook so 'n vraag, wat ons eintlik behoort te ken, al maak hulle ons in die middel van die nag wakker. En die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Met ander woorde, wat gee vir jou diep in jou hart gemoedsrus? Wat is jou lewensanker? Waar is die anker van jou lewe vasgemaak? En die antwoord is, dat ek nie aan myself behoort nie, maar in lewe en sterwe, na liggaam en siel, aan my getroue verlosser, saligmaker behoort. Ek het eers later in my lewe besef hoe belangrik is die vraag en hoe waar is die antwoord. Daar's baie ander dinge waaraan ons vashou, goeie dinge ook. Maar die enigste ding wat blywend is, in lewe en in sterwe, is aan wie ek behoort. En daar's 'n lied wat in ons boek wat so klink. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my Vader, ek sy kind. My anker is daar vasgemaak. Ek glo niks sal dit los laat raak. God is my Vader en ek is sy kind. Dis my lewensanker. En ek wil graag hê u moet hoor dat God vir u vanmôre en vir my groet met sy genade, met sy barmhartigheid, met sy vrede. Dis vanmôre bedoel vir jou. Nou gaan ons 2 liedere sing en die eerste lied is juis die een wat ek ook nou aangehaal het, is lied 501, Ek het toe wilde storms gewoed het.
en daarna lied 508, vaste rots op wie ek bou. Al twee die liedere, een na die ander. Bid saam. Here onse God, elke môre, so lees ons in u woord, is u goedheid weer nuut oor ons. En so ook vanoggend wil ons vir u dank vir 'n nuwe dag. Wil ons u dank vir gespaarde lewe, vir gesondheid. Wil ons u dank vir voedsel en kleding, vir lewensmiddels, vir 'n kans om hier op u aarde te mag lewe en te kan geniet alles rondom ons wat u so wonderbaar geskape het. En ons dankie dat ons deel is van u huisgesin op aarde, mekaar se broers en susters is, die huis waarvan u ons ewige Vader is. Baie dankie dat ons vanmôre in die lied wat ons kon sing, weer eens verseker is daarvan, dat ons 'n vaste rots het, dat ons 'n lewensanker het, wat vir altyd vas is.
U is ons Vader en ons is U kinders. Ons dank U, Heer, dat ons nou U woord het. Daar is so baie woorde wat na ons kom, vandag op soveel maniere, maar ons dank U dat ons U woord het, wat 'n lig is op ons pad, 'n lamp voor ons voet, U woord wat vir ons die weg aandui, hoe ons moet lewe, U woord wat vir ons vertel wie U is en hoe groot U liefde vir ons is. En ons vra dat U vanmôre U woord vir ons so lewend sal maak, dat elkeen, wanneer ons hier uitgaan, sal kan sê dit was goed om rondom God se woord by mekaar te wees. In Jesus se naam. Amen. Nou vriende, dit is 'n lydenstyd in die kerklike jaar en ek wil gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 18, die eerste 11 verse en u moet asseblief oplet waar dit nou gaan oor Malchus, man met die naam van Malchus. Nadat Jesus dit gesê het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daarin gegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle. Dit is ek, sê hy toe vir hulle. En dan wil ek net een vers lees uit Lukas, waar dit nou gaan oor, ek sien nou ek moet nog verder lees, jammer, voor ek by Lukas kom. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? En nou wil ek die een teks by lees wat ons in Lukas kry. Ons kry by Markus, Lukas, Matteus ook, Johannes, almal 'n beskrywing van hierdie gebeurtenis. Maar net Lukas, wat 'n dokter was, het een brokkie inligting bygevoeg. Lukas 22 vers 51. Daarna het Jesus Malchus se oor aangeraak en dit genees. En dit is ook my teks vanoggend. Jesus het Malchus se oor aangeraak en dit genees. Ek het in my hele bediening nooit 'n preek gemaak oor Malchus en sy oor nie. Ek kan ook nie onthou dat ek ooit 'n preek gehoor het oor hierdie gebeurtenis nie. En tog is dit in
'n buitengewone, aangrypende ding wat gebeur het. En as 'n mens nou Google, sal jy sien daar is deur die eeue baie skilderye gemaak hieroor, oor Petrus wat Malchus se oor afkap. En daar is vanoggend vir elkeen van ons wat in die kerk is, 'n boodskap uit hierdie verhaal. En ek wil vir u vra, om vir u self te vra, terwyl ons na die gebeurtenis kyk, wat is dit wat die Here vanmôre vir my sê? Wat is dit wat die Here vir jou sê? So ons lees dat die Here Jesus was in die tuin van Getsemane. Dit was waarskynlik vroeg aand, want die mense daar aangekom met fakkels en lampe. En hier kom die horde mense nou om hom gevange te neem. En daar was 'n afdeling soldate en hulle was gewapen met swaarde. En daar was 'n ander klomp meelopers, amper sê ek moeilikheidmakers. Hulle het stokke by hulle gehad. En vooraan is Judas, Jesus se verraaier. En toe hulle by die Here Jesus kom, vra Jesus, wie soek julle? En hulle sê, ons soek Jesus van Nasaret. En nou lees ons dat Judas het met die mense afgespreek. Die een wat ek soen, dis hy, gryp hom. En 'n mens wonder, hoekom het Judas nou so 'n teken afgespreek? Het die mense almal dan nie vir Jesus geken nie? Of kon dit wees dat in die skemerdonker hulle dalk 'n fout kon maak en Jesus kon verwar met een van die ander disippels? Die een wat ek soen, sê Judas, dit is hy, gryp hom. En toe hulle by Jesus kom en Jesus sê dit is ek, het hulle teruggesteier en betyds op die grond geval, maar hulle kom daarom om hom gevange te neem. En Petrus, hy was altyd die impulsiewe een, wat in die water spring op die see en allerlei ander dinge impulsief doen. Hy het 'n swaard by hom. En hy ruk die swaard uit en hy kap na een en hy slaan een se regteroor af. Dit word meermaal en spesifiek gesê, die regteroor kap hy af. En nou verwag 'n mens, daar gaan 'n skermutseling kom, 'n geveg. Want daardie soldate is ruwe mense en hulle het swaarde by hulle. Maar dit gebeur nie, want Jesus sê, Petrus, sit terug jou swaard. En toe doen hy hierdie ding. Hy stap na Malchus. Die staan nou daar, kan ons indink, met die bloed wat oor sy gesig stroom. En Jesus steek sy hand uit en hy raak sy oor aan en hy maak dit gesond. En toe het hulle vir Jesus geboei en die disippels het weggevlug. En hulle is daar weg. Een van die uitbeeldings wys vir Malchus, of wys daar dat een man bly agtergebly op die toneel, toe die ander weg is. Dis Malchus, staan nie so in die Bybel nie, is nou maar soos iemand wat dit vir hom so voorstel. Hy sit daar, hy kan dit steeds nie verwerk nie. Dit wat met hom gebeur het, dink net jouself in, my oor is afgekap, hier maak Jesus my oor gesond. Hy kan dit nie, hy's verslae. Nou of dit regtig so gebeur het, dit weet ek nie, maar 'n mens wonder, het Malchus net nog steeds saam met die groep gegaan? Is hy dalk huis toe? Het hy tot geloof in Jesus gekom? Nou vriende, daar's twee groot gedagtes in hierdie geskiedenis wat ek graag aan u oordra vanoggend. Die een is die omvang van Jesus se vernedering. Ons dink nou gewoonlik in lydenstyd aan sy fisiese lyding, en dit was verskriklik. Die geeseling en die kruisiging. U weet dat daar was 'n bepaling dat 'n Romeinse burger mag nie gekruisig word nie, omdat dit so 'n verskriklike dood was. Dit was bedoel vir die slawe ensovoorts.
Maar behalwe die fisiese lyding, was daar die vernedering. Ons lees op 'n ander plek, Jesus kom, hy wat in die gestalte van God was, kom na, en hy word mens. Ons kan ons dat nie voorstel nie. Johannes 1 sê, hy was by God en in die heerlikheid van God. Hy kom na die aarde toe, maar hier word hy nie met oop arms ontvang nie. Hy word keer op keer verneder en beledig. Soos nou hierdie aand. Dink nou net vir die in. Daar kom die mense met stokke. En Jesus sê, is ek 'n rower? Is ek 'n misdadiger dat julle met swaarde en stokke na my toe kom? Heel voor is sy eie disipel, wat na hom toe kom en hom verraai met 'n soen. Sy ander disipel 'n bietjie later, Petrus, sou by die vuur staan en sweer, ek ken die man nie, ek weet nie waarvan julle praat nie, Jesus, ek ken hom nie. Hy word geboei, hy wat gekom het om vir ons vrylating te bring, hy word geboei, soos 'n misdadiger. Hy kom voor 'n aardse regter, wat hom onskuldig vind. Die regter sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hy word veroordeel tot geesteling, verskriklike straf en kruisiging. En dan, vriende, staan daar op 'n plek dat hulle het hom oorgegee aan die soldate. Was ruwe mense. Hulle slaan hom in die vuis in die gesig. Hulle klap hom in die gesig. Hulle spoeg op hom. Hulle druk 'n kroon van dorings op sy kop. Hulle vat 'n stok en slaan hom op die kop. Hy word gegeesel. Hy word gekruisig. Nou, vriende, as ons nou vanmôre hier sit en ons hoor dit nou alles en ons neem dit waar as toeskouers, ons is waarnemers, dan gaan dit ons nie ver bring nie. Totdat ek besef, op 'n manier was ek ook daar. Ek was op 'n manier aandadig aan wat gebeur het. As ek mooi kyk, sal ek sien agter Malchus staan 'n lang ry mense en ergens staan ook ek. Het Jesus ook vir my aangeraak en vir my genees. So lees ons in die Bybel. So staan dit in Jesaja 53. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Kom ons maak dit persoonlik. Oor my oortredinge is hy deurboor. Oor my sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir my die vrede bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Ons het 'n lied wat so klink. Ja, ek kos hom die sla, die smarte en die hoon. Vir my was daar die wonde. Vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruis weggaan. En daarom dat lydenstyd altyd dankbaarheid oproep. En ons nie anders kan nie as om stil in ons hart te sê, dankie Here Jesus, dat U dit vir my gedoen het. So dit is die eerste groot boodskap, die omvang van Jesus se vernedering. En die tweede is die omvang en die diepte van sy liefde. Sy liefde. As 'n mens nou die verhaal lees, en dit laat ons nou terugkyk wat daardie nag gebeur het. En dan sien ons nou wat in daardie nag gebeur het, hoe dat die Here Jesus se liggaam vol wonde geslaan is, 'n doringkroon op sy kop, gegeesel is. Jy kan sê sy liggaam is uitmekaar geslaan, gekruisig is. En in daardie nag, so lees ons, genees hy die wond van 'n ander persoon.
Dis wat vir my so raak. Dat in die nag waarin hulle hom so mishandel het, hy nou nog dink aan 'n ander persoon, wie se wond hy genees. Maar dis nie al nie. Hierdie persoon wie se wond hy genees, verdien dit glad nie. Hy's 'n slaaf. In daardie tyd was slawe nie gereken nie. Slawe het nie regte gehad nie. Niemand het omgegee vir 'n slaaf nie. Hy genees die wond van 'n slaaf. Dis nog nie al nie. Hierdie slaaf was deel van die vyand. Hy het dalk nog 'n stok in sy hand gehad. Hulle kom om hom gevange te neem. Maar hy genees die wond van 'n mens wat niks verdien het nie. En so het hy ook my wonde genees en my heel gemaak. Vriende, ergens op 'n ander plek sê die Here Jesus, as julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon is daar? As julle net die groet wat vir julle groet, watter loon is daar? Dis mos nou maklik om iemand lief te hê, jy gee maar net terug wat jy ontvang. Is maklik om iemand te groet wat vir jou groet, maar dit vra 'n nuwe hart om lief te hê soos Jesus, ten spyte van iemand wat dit nie verdien nie, wat nie aanspraak maak op jou liefde nie, om iemand te groet wat nie vir jou wil groet nie. Ek gaan nou afsluit deur te sê, vir my persoonlik, ek het vir u gesê in die begin, vra watter boodskap is daar vir jou? Nou vir my is daar meer as een boodskap, maar onder andere, die boodskap wat ek hier uithaal uit die geskiedenis van Malchus en sy oor, is die simboliese betekenis van 2 handbewegings. Die een is waar Jesus vir Petrus sê, sit terug jou swaard. Sit terug jou swaard. Sit terug jou konflik. Sit terug jou vinnige humeur. Sit terug die skerp woorde wat iemand anders seermaak. Sit terug die geweld. Wens ons kon dit in die land so kry. Sit terug. En die ander beweging waar hy iemand aanraak. En dalk in die week wat kom, is dit ook vir ons 'n boodskap. Sit terug wat seermaak. Raak iemand aan met die liefde van die Here Jesus. Raak iemand aan deur te vergewe. Raak iemand aan deur te bemoedig. Raak iemand aan om eerste te groet. Raak iemand aan deur vir daardie een iets te beteken. Mag dit so wees, gemeente, dat ons in hierdie komende week die voorbeeld van die Here Jesus navolg en meer van sy liefde openbaar, die liefde ten spyte van vir mense wat niks daarvan verdien nie. Kom ons word 'n oomblik stil en dan vra ons dit vir die Here. Here, ons dink vanmôre aan hierdie mooi land van ons. En al die stikkende verhoudinge, en al die haat, en dan begeer ons, Heer, die heling van dit wat stikkend is tussen mense. En dan bid ons, Here, dat ons, maar ook al meer mense, met u liefde heling kan bring. Ons bid, Here, vir versoening tussen mense. Vir wederwysige aanvaarding as mense, die een teenoor die ander. Ons bid, Here, vir almal wat in regeringsposisies is, dat hulle verstandig sal wees. Dat hulle die belange van die mense van ons land op die hart sal dra.
Ons glo, Here, wat nodig is in hierdie land, is hierdie liefde, is Jesus Christus, wat mense oor afstande by mekaar kan bring, wat vrede kan bring, versoening kan bring. Ons vra, Here, waar ons in hierdie week beweeg, in ons huise, in ons gemeenskap, op die plase waar ons ook al is, dat ons draers sal wees van die liefde van Jesus. Dit bid ons in U naam. Amen. Ek verstaan, daar is nou nie kollekte wat in die banke opgeneem word nie, so ons gaan nou afsluit met lied 219, laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. En ons kan hom nou navolg in die week, deur vir ander mense te wys hoe liefde lyk. Kom ons sing vers 1 en 2. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by u elkeen.